Ai, naam skalk. Ek sal vir hom sê, wacht, dat ek net my klank opstel. Hi Potty. Goed en daar. Nee, aan die gang, hoor jy, hy sit hier langs my. Sy sê Okay. die volgende, sy sê daai greenscreen wat jy op hierdie oomblik het van die maan, dit maak mense slaap. Oh, shame man. Is dit toe kom sy weghardloop? Naand almal tap en share vir ons asseblief. Wit warm life. Hier is ou Ernaitjie ook. Hallo Erna. Ons gee net so 'n bietjie by. Hi Erna. Ou noontjie. Erna, kyk gou daai jou moderator goed of jy iets kan doen. Moderator. Okay, ek kyk gou. Dankie. Ek drink so lank. Ja, lekker OBS. Hallo almal. Vergewe maar as ek hierso mis want ek sien nie lekker op hierdie groot skerm van my nie. Ja, weet jy, ek sit op my iPad, dis een van daai 13-duim iPads. Ek kan net ons sien. Dis baie nice, maar ek kan amper die comments sien nie. Ja, ek vir die bril elke keer aansit en dan tik ek alles verby. Maar ons gee net so 'n minuut of 2 laat almal kan bykom. Dit is al 6:00. Ek het 'n fout gemaak. My eerste live het ek 7:00 gaan adverteer. In toeval het my by dit was 6:00, toe moes ek dit verander. So ons gee net so 5 minute laat mense ons net kan Ja, die ouens wat nou opklim, laat ons net vir hulle so 'n goue intro gee. Ons het al vanmiddag 'n bietjie doen so. Dankie vir die tap en share julle. Ja, toe het ons nou klaar al 'n bietjie vir julle voorgelees van Joan Melvin se, hoe noem hy dit, 'n rap sheet. Ja, vanaand gaan ons nou so klein bietjie dieper indelf. Vir mense nog 'n paar goedjies hierso wys en laat luister. Ek hou van voice notes. Dat ons mense kan laat luister wat alles aangegaan het. Okay, wat vandag gebeur het? Hoeveel was dit? 38 bladsye skalk? Nee, die hele verslag is 69. Omtrent helfte, nee, ek sou sê 60% daarvan is die rekordgedeelte. Okay, waarvan dan diefstalsake, hordes, armlengtes vol, wat nie normaal is nie, en ons het nou uitgevind, terwyl hierdie diefstalsake so gemaak was, by verskillende polisiestasies, reg oor Pretoria en daai area, dis dieselfde tyd wat hy by 'n versekeringsmaatskappy gewerk het. Ja. Hallo Christian, ek sien jy's ook hier in die live. Welkom hier by ons. Ag, ek trek sommer 'n paar van my viewers oor. Baie dankie Christian. Hoorie Christian, kan ek jou guns vra? Baie. Ek het so R800 man uit gifts uit. Ek wil môre vir my kar gaan parte koop, maar dit lê in hierdie, wat is daai rekeninge op die internet? PayPal. Maar ek kom nie PayPal, okay. Ek soek iemand waartoe ek dit kan oorplaas en laat hy dit net in my kassie kan. Okay, ja, jy kan dit na my PayPal toe betaal, is reg. Okay, stuur net vir my 'n privaat boodskapie hoe ek dit doen. Want ek het nog nooit. Okay, dis reg. Grootmaat, baie dankie hoor. Okay. Dankie julle vir. Jy moet maar op kripto gaan hoor. Ja, nee, ek moet daai goed te leer daar by jou. Ek hoor wat dis 'n scammer hoor ek alles op kripto doen. Maar Christian, terwyl jy hier so in die boksie is, kan jy gesels of is jy op 'n plek wat dit ongelees vir jou? Ja, ek dink Christian hoor nou nie. Ja, kom ons begin. Nou ek gaan nou live, maar ek wil nou die toon I want to set the tone. Okay, go for it. Voice notes hierso speel. Ek sê ons ek is verskriklik lief vir 'n voice note. Go for it. Platform is nou joune. Man, dankie. Ek wil vir mense laat luister hoe vinnig Joan sy maatjies onder die bus gooi as daar druk op hom is. Okay. Jy gaan baie geniet wat jy nou hoor. Okay. Toe die hele ding rondom Abby opblaas, en ek dink hy besef, Abby se tydjie is nou getel hierso op TikTok, en die mense teen haar gedraai, en selfs haar eie groepie teen haar gedraai. Luister nou hierdie voice note wat hy toe vir my stuur. Ek het 'n bietjie met hom gepraat, ek het vir hom gesê, iemand bespreek vanoggend met my,
en noem dat dit is haar siening dat jy, dit is nou Johan, weaponized was teen my. Want sê sy verstaan nog nie hoekom ek en jy, dis nou Johan beklei nie. Dit het my laat dink, toe stuur hy die volgende terug, dit gaan nou oor Abby. Alles ook, ek moet dieselfde gesê, ek weet nie om ons beklei nie, ek dink jy's 'n uitgesproke, jy's 'n kalme mens, jy is 100% reg, dis wat ek die eerste keer gesê het, jy is so baie mense wat onder mekaar steun, wat nie hulle eie battles kan fight nie, en wat eintlik maar goed, jy weet, agter die deur het wat aangaan, en dan vat hulle maar ons wat stemme het, of dink ons het stemme, en dan stuur hulle goed, en dan kom hulle met goed, maar hy het dit van jou gesê, en dan is dit goed wat jy gesê het, maar hulle bel jy om jou op te steek en rekord hulle, soos wat hulle met jou gemaak het nou met Wes. Doen hulle met jou, dan stuur hulle vir die goed aan wat hulle nou met jou vier agter dit, van, okay, die ou ken my, hy sien al die goed, maar dit is 100% die waarheid. Ek weet nie hoekom party ons nie, ons het, daar's absoluut geen rede nie, ek dink ons is regtig 'n handjie vol mense, wat weet wat op die platform aangaan, wat weet om te redeneer, en ons albei doen baie goed. Ek doen baie investigations vir moordsake wat onopgelos is. Ons kry justice daarvoor. En ja, dit is taaf. Ek meen, jy sien nou hoeveel, ek het vir Christian Hof gevat, het kos geld, van die uitlatings wat gemaak is, wat 'n ou se karriere kan eindig. Jy weet, soos die simpel goed van, hulle het iemand byvoorbeeld nou 28 jaar terug uit my lewe gaan uitkry, wat by my was, by Model Agency, en nou gooi hulle mekaar onder die bus. Dit was bespreek geweest, dat die ou die verklaring moet aflê. Die verklaring is deel Trouman afgelê en ingehandig by die polisiestasie. So, en die DPP het my gesê, hy kan nie vervolg. Nou, ek wil net gou daar stop. Jy hoor hoe sit en lieg hierdie ou blaatant. So hy sit en lieg om my op te maak teen Christian, teen Trouman, teen elke liewe ander persoon wat hy miskien dink in my dampsweer is, nie? En dan gaan sê hy nou iets baie interessant. Nou sê hy nee, dis nou die pedofielsaak. Kom ons noem dit nou maar wat dit is, die beweerde pedofielsaak. Gaan sê hy Trouman het nou vir hierdie ou 'n beëdigde verklaring gaan dit aflê. Trouman, hoe op aarde kan Trouman namens die klaar in daai saak 'n beëdigde verklaring afgelê het? Sover ek weet het die persoon sy eie prokureur sit vir hom gedoen. Goed, ek speel verder. Daar's geen evidence, die stories maak nie sin nie, die tydlyne maak nie sin nie. Hulle beweer dit het 98 gebeur, en 98 is ek my eerste jaar in universiteit gewees. En die voice note wat hulle gepost het, wat die ou nog gesê het gesê ek is 30 gewees toe. So, dis so die mekaar, dis so wreed hulle is, dis so siek TikTok is, hulle sal tot sulke sake teen jou gemaak vir die haat, en al wat ons maar doen is, ons wil maar net die voice wees vir dit vir regverdigheid, en ek dink jy het al gesien, gisterand het Abby goed kwyt geraak, en ek het al bietjie nie. En daar gooi hy nou vir Abby onder die bus, nee? Daar gooi hy, ek is nou die beste ding na gesnyde brood, nee? Ek is nou nie die siek, lelike, vet, vroue mishandelaar, ek hoor vandag, ek mishandel my vrou, hy blykbaar sommer 'n paar mans opgelaai vir haar. Ek is nou die beste ding na gesnyde brood, en hier gooi hy vir Abby onder die bus, hoor nou hier. Ek geruk op 'n mooi manier en gesê, ek dink jy is volwasse, jy het vrae gevra en jy het vir bewyse gevra en jy het dit nie gekry nie, so jy is ook nie stupid nie. Ek sê ook nie, ek weet nie hoe ons beklei nie, ek dink hulle wil ons teen mekaar opgesteek het, dat ons beklei, sodat ons die aandag wegvat van dit waarmee hulle eintlik besig is. En hulle was met kroel goed besig. Daai Westium groep is almal skuldig bevind. Hulle het illegal goed gaan trek, hulle het byvoorbeeld my Crimcheck gaan trek en hulle dit gaan edit, met adresse gaan insit wat nie eers bestaan nie. Ek sit op my regte oorspronklike Crimcheck wat ek gaan aansoek doen net voor, en ek was nog nooit gearresteer in my lewe, nog nooit toegesluit nie. Ek het 'n spoedkaartjie van 2000 wat op my naam is, en dis dit. Jy hoor, sit en lieg hy blaatant, nee? Nou, okay, volgende voice note. Ek gaan net 2 voice notes vir julle laat luister van Johan. Nou goed, almal is teen hierdie tyd nou bewus van die storie wat nou al 'n geruime tyd loop, dat Johan vir Wes Roo genader het om 'n privaat ondersoeker met die naam van Elwin van Vuren, ek dink sy van is van Vuren, Elwin. Wes verwys na hom altyd as Alwyn, maar dit is eintlik Elwin, om hom dan nou uit te haal, te skiet, dood te maak. En daar is, sover ek weet, dan beslis 'n kriminele saak opgemaak, daar is 'n dossier oop,
So dis nie pie in the sky nie, dis nie net Alvin wat met 'n storie rondhardloop nie. Ok, hoor nou hoe gooi hy nou vir Wes onder die bus. Extort. Hy het geweet, so die volle waarheid daarvan wat Alvin nou vir jou gesê het en is dat Wesley het ons teen mekaar probeer opspeel, het ons probeer extort. Hy het geweet ek soek Alvin op daai stadium, ons het adres gesoek om die bevel op te beteken. Hy het dit gehoor en hy het my gekontak en hy het gesê dit is sy werk, hy het 'n sekuriteitsmaatskappy en hulle spoor mense se adresse op en dan vat hulle die value, dan beteken dit dokumentasie. Ek was naïef om dit te glo, ek het niks betaal nie. En hy kom toe nou dadelik terug na my toe en hy sê vir my, maar Alvin het om nou R20,000 betaal om vir my en Mike Polhuis uit te haal. Nou ek het vir Mike nou baie lank, ons het al baie dinge saam gedoen. Hoor in hierdie kant storie. En toe ek nou vir hom sê, nee, jy gaan, en ek het dit op 'n voice note gesê, jy gaan nou nie staan nie, jy gaan nie seer maak nie, dit was nie die gedagte nie, ek wou net gehad het, ek soek 'n adres om die dokumente te beteken, toe gaan hy nou na Alvin hulle toe, en sê vir Alvin, ek wil hom R20,000 betaal om hulle uit te haal. Hy het die beweringe in die hof, toe ons in die hof gekom het, het hy daai beweringe, en is so bekomstige bewyse, daar was nie 'n recording nie, dit is alles hoorsê, dit is net op 'n foonoproep. Ek wil net gou hier stop. Julle moet nou besef wat hier gebeur. Juan beweer dat Wesley hom, Juan, gekontak het. Right? En dan gooi hy nou vir Wesley onder die bus. Dan is Wesley nou die persoon wat lyk vir my almal teen mekaar afgespeel het, want hy het almal teen mekaar probeer extort. Dan gaan hy verder. Dan sê Juan, toe dit nou in die hof opgekom het. Waar het hierdie beweringe in 'n hof opgekom? Hierdie beweringe is omvattende polisiedossier. Was nog nooit in 'n hof gewees nie. Maar hy dink hy kan my ompraat. Hy dink hy kan 'n kakstorie in my kop insit dat ek nou ook teen sogenaamd Wesley dryf, want hy glo mos nou ek en Wesley werk ook nou saam, want anders Lotteringe dit vir hom gesê. En toe hulle na die oproep soek, toe sê Wes, nee, gee my R20,000, daar is nie so oproep nie, want ek weet, ek sit nie mense aan om ander mense dood te maak nie, en wie betaal 20, dis goedkoop, R20,000. So daar is die volle storie, nou kan jy sien hoe hulle met mekaar speel, en hoe hulle survive op die app, is om hierdie extortions tipe goed te doen, en geld uit mense uit te kry. Dis eintlik maar 'n losing battle, ons probeer eintlik maar net die baddies fight op ons manier, om nie mense te extort nie, om nie mense uit te haal nie. Ek bly nie regtig in 'n buitekamer nie. Ek bly in 'n groot huis in Midstream en ek het 'n besigheid en ek ontwikkel produkte. Jy het nou seker gehoor van my sanctuary wat ook nie bestaan nie en ek slag my tiere, my leeu's en sulke tipe van goed. So ek is nie 'n bad ou nie en ek weet jy is ook nie 'n bad ou nie. Maar Alvin fight nie sy battle nie, want hy weet hy gaan gearresteer word. Hy weet as hy verder nou leuns praat, hy kon niks bewys van wat hy beweer het nie, en daarom is hulle skuldig bevind. Skuldig bevind aan wat? Hy was nog nooit in 'n strafhof nie. Dit is nie bevel van die hof nie, dit was maar net een van sy reliefs wat hy gesoek het, sou hy die saak wen, dat die hof my moet vicious verklaar, en dit was nooit, die landros het van gesê, meneer, die evidence hier voor my is oorweldigend, ek kan nie die man kwaadlik neem, dat hy julle nie al lank al hof toegebring het nie. So, en my prokureur het dit na die dag aan 'n live kom sê, so, wees maar versigtig wie jy vertrou, hulle laat jou glo, jy is die al van die omega, jy gee die raad, en dan rekord hulle die hele tyd vir jou, en later versprei hulle alles wat jy gesê het is 'n klomp mense, en voor jy jou kan kry, is dit 'n hele oorlog teen een persoon, want dit is wat hulle veroorsaak. So wees maar versigtig, ek is nie meer kwaad vir jou nie, ek vra weer eens om verskoning, ek het dit vir jou nie ook gesê, ja, so, dit is te sad, maar dit is die realiteit waarmee ons sit. TikTok is 'n baie siek plek. Jy sien Johan, Skuld hou net gou aan. Ja, ek gaan nou Ek wil net gou hoor, ons gaan niemand in die boksie sit nie, nê? Nee. OK, ek weet nie wie sit mense aanhoudend in nie. Ek moet net bly uitgooi, so moet asseblief nie aanvaar nie. Dankie. OK, daar's 'n rede hoekom ek hierdie vir julle gespeel het. Ek wil hê die mense wat naby Johannes moet verstaan. Johannes is 'n gun for hire, maar vir homself. En wat ek daarmee bedoel is, die oomblik as Johan in 'n hoek gedryf word, sal hy sy eie ma onder die bus gooi om homself te red. Hier was hy besig gewees om vir Abby onder die bus te gooi, terwyl hy daardie selfde tyd was hy die ene wat voorgegee het. Hy is die enigste een wat regtig nog saam met Abby staan.
Hy is die enigste een wat regtig nog haar ondersteun en haar beskerm. Hy is hierdie veilige hawe vir haar. Maar agter haar rug is hy besig om te konkel met Mayskalk van der Merwe wat waarskynlik haar grootste vyand is. Met Wes, dink dat hy vir Wes botter gesmeer. Omdat hy weet, Wes sit met recordings en Johan, ek sit met die recordings waar nog meer goed bespreek is, waar jy gepraat het van wapens. Ek sit met daardie actual recordings. Ek dink nie, jy weet dit nie. So ek weet wat vir Wes gesê was. En toe, nee, asseblief mense, al hierdie mense. Potty moet sy outomatiese guest accept whatever. Ja, nee, asseblief, dis regtig baie sterend hierdie. Okay, maar wat ek aan die sê was, so nou probeer hy vir Wes, aan die een kant, probeer hy vir Wes botter smeer, want hy wil nie, Wes moet nou 'n beëdigde verklaring vir Alwyn gee, dat die saak kan voortgaan teen hom, en dat hy gearresteer kan word. Maar aan die ander kant sit hy by my, en hy kom sê vir my, dit was Wes, wat eintlik maar almal sit en afspeel het, en eintlik maar almal vir R20,000 wou extort. Dit mense, dit is Johan Melvin. So maatjies en vriende en ondersteuners van Johan, dis die persoon waarmee. Guest accept. Wat is dit gevoel? Daai guest accept af asseblief. Ja, want ek kan ook nou nie bybly nie. Hallo Potty. Okay, ek dink ek het hom nou gekry. Right stuff. Okay, right. Potty, nou is die podium weer joune. Jy wou seker goeders met ons bespreek van Dr. Potgieter. Dr. Anton Potgieter. Jy het nou 'n aanvraag oor die ou gehad. Vra jou vrae, laat ons dit 'n bietjie bespreek. Miskien kan ek help met die inligting wat ek het. Okay, voor dit wil ek net gou verduidelik. Hier's 'n klomp mense op TikTok wat wil sake maak. Mense, om sake te maak kos julle nie 'n sentie. Jy gaan polisiestasie toe, jy lê jou klagte, jy gaan 'n boodskap kry met die saaknommer, en dan gaan die speurder jou kontak 'n week of 2 of 3 jaar na sal jy 'n boodskap kry of die saak voortgaan of hy's genollie. As hy voortgaan, kos dit nie jou vir jou, jy hoef nie 'n prokureur te kry nie, die staat is jou prokureur. So julle moet hierdie ding mooi verstaan, want ek sien almal praat van advokate en prokureurs wat so duur is. Nee, as jy 'n saak maak, dit kos jou nie 'n sentie, die staat kyk na jou. Ja, hierdie Dr. Potgieter is 'n interessante ding. Ek wil nog probeer meer uitvind oor dit, want die ou het gesterf van 'n overdose. En daar was 'n man saam met hom op die plaas toe hy nou dood is. Toe is John Melvin gebel en hy was binne 5 of 10 minute was hy op die toneel, so hy was nie ver van daar af nie, net hy sal weet. Toe gaan hy en hy maak die ou skoon en hy trek hom aan. Nou die aantrek is baie interessant, want ons weet op hierdie plaas is daar baie orgies gehou. So ons in die vermoede is sterk dat hulle besig dat daar orgie aan die gang was toe die ou geoverdose is of hy is geoverdose. Ons sal nou nooit weet nie. Dit is hoekom, want hoekom gaan trek hy ou aan en maak hom skoon? Hy het gepeter aan 'n polisietoneel waar 'n ou dood is. So, en dan het John onder hierdie Dr. Potgieter gewerk as 'n sielkundige. Hy het kinders, 'n sielkunde op kinders toegepas, as 'n sielkundige, maar hy was nie een en hy het onder hierdie Dr. Potgieter se naam gehardloop. En dan weet ons nou van 2 sake, wat 20-30 jaar na die tyd teen hom gemaak is, waar hy na bewering, ons moet nou seker maar nou die ou woordjie gebruik, gekarring het met kinders. Een is positief, want die ma van die kind was, ek dink dit was eergisterand, was sy in my live gewees, en ons het die masnommer van daai saak. Ek dink daai saak is laas jaar op die rol gesit. Dis die ene wat ek gepubliseer het. Ek het hom so 3-4 maande terug het ek gesê, daar's 'n saak by die Pretoria Noord streekhof. Minderjarige, ten tye van die voorval was die beweerde slagoffer minderwaardig. Dis daardie selfde saak waarvan jy praat, Potty. So ek dra ook persoonlike kennis van dit. Dis reg, ja. Nou Jean is baie, daar's 'n paar name wat hy nie genoem wil word nie, wat ek gaan noem vanaand. En want ek weet ek gaan seker maandag of dinsdag 'n interdik kry, maar dan sit te laat, dan sien die waarheid uit, dan kan hy nou maar maak wat hy wil. Maar hierdie Dr. Potgieter is baie interessant en veral met daai lys sake van horde
diefstalsake en goed wat hy gemaak het en ingebreek en goed verloor. Daar is besig met laat die polisie indringend inkyk in daai goede, want obvious hulle speurder dit nie optel wat net in 'n kantoor sit nie. Maar as die regte ou al hierdie sake kry, kan hy bietjie gaan karring en krap en sê, maar wat die hel het hier aangegaan, want hy het toe vir Outsurance ook gewerk. So dit maak nie die sin wat daar gebeur het nie. En mense, ons praat van luistersake wat hierdie ou gemaak het oor Pretoria. En hy het natuurlik 2 name gebruik. Yes, nou het ek my browser toegemaak. Die ander ene was 'n Joan Austin. Onder wat hy gehardloop het. Maar dit lyk of hy onder dieselfde ID gehardloop het. Maar ek dink ons het nou al 4 name opgetel onder wat hy Hy het verskillende aliases. So wat hy doen, dis op 'n baie slim manier, want hy kan altyd homself weer daar uitredeneer. So hy noem homself John Austin Melvin. Dit is die naam wat hy later in sy lewe wel by binnelandse sake laat verander het. Hy was oorspronklik Rudolf Christoffel Brits. Skus tog Kalitz, en toe het hy later dit formeel verander by Departement van Binnelandse Sake na die huidige. So wat hy doen is, omdat hy dan 'n triple loopnaam het, wil ek amper sê, maak hy variasies van daai naam op. So as hy dan nou uit in 'n hoek gedryf sal word, dan sal hy heel waarskynlik sy verweer sal wees, nee, dis maar net my naam net op 'n ander manier. Potty, ek gaan gou vir jou ietsie lees. Ek weet nie of jy bewus is van die volgende nie. Jy praat van bedrog en jy het nou Dr. Potgieter opgebring. Nou ek is nou 'n bietjie stout. Ek het jou nou half in 'n lokval ingelei, maar 'n goeie lokval. So ek gaan gou vir jou ietsie lees. Hierdie was gepubliseer in News24. Dis 'n amptelike publikasie in 'n koerant. Dis nie Skalk van der Merwe wat dit sê nie. Ek gaan vir jou lees. Dit is 25 Augustus 2001. Die berig is geskryf deur De Wet Potgieter. Jy ken vir De Wet Potgieter, né? Ja. Polmed investigates fraud. Nou Polmed, vir die mense wat nie weet nie, dis die mediese fonds van die polisiemag. Goed. Pretoria. Police Medical Aid Polmed is investigating medical and insurance fraud involving millions of rands. The fraud is linked to a large number of police officials who were irregularly declared medically unfit and received huge severance packages from the state. The involvement of an extensive network of insurance agents, attorneys, doctors and role players in the medicine industry is also being investigated. Okay, dan gaan ek so klein eentjie aan. Ek gaan nou nie julle sit en boor nie. Dan gaan dit voordeur dit sê. It has long been rumored that, en dit is nou Dr. Potgieter, Dr. Anton Potgieter and others became millionaires at Polmed's expense. So met ander woorde, ek gaan nou klaar lees. So met ander woorde, hierdie berig wat geskryf is deur een van Suid-Afrika se mees bekende en mees gerespekteerde crime journalists, De Wet Potgieter, beweer op daardie stadium dat hierdie selfde Anton Potgieter was betrokke by bedrog gewees waar hulle polisiemanne laat onnodig bord het en waar hierdie polisiemanne natuurlik baie ryk geword het. Hulle moes nooit medies aanvat verklaar gewees het nie. So dit was duidelike bedrog. Maar dan sê dit dat Potgieter and others became millionaires at Polmed's expense. Hoe het hulle miljonairs geraak? Hulle moes maar net verslae gegee het. Die berig gaan verder. Die berig sê the 48 years old psychiatrist's body was found under suspicious circumstances on his farm Rondewou near Hartbeespoortdam on July 26 last year. A 24-year-old friend will appear on a murder charge in Brits Magistrate Court on Wednesday. Right. Inspector Hannes van Helsdingen, ek maak nou die naam op nie, dit was actually die ou se naam. Hannes van Helsdingen, who is investigating the murder, said police, are still awaiting the results of forensic tests on Potgieter's organs and blood samples. So hulle vermoed te foul play. The possibility that he died of a drug overdose is being investigated. Dit staan wat jy sê. Meanwhile, Joan Melvin, a male model, well known in Gauteng art circles, has confirmed that he has helped Potgieter with the therapy and stress relief of traumatized patients at the farm when he was still a third-year psychology student. He said people do not understand the impact of Potgieter's sudden death. Not only did he touch the people close to him, but also the lives of patients he was treating.
Nou, how's that? So met Ek ander wil net woorde, gou, laat ek net gou hier iets sê. Die mense wat my gaste aanval in hierdie live, Erna, julle enige moderators blok asseblief. Moet nie eens praat of beauty blok net eenvoudig. Okay, nou Potty, hoe's daai? En ek sê nou nie, Johan was op daai stadium met enige iets wat ek nou gelees het in hierdie berig, was hy betrokke gewees nie. Maar ons weet, die ongelooflike nabye close relationship wat hy tussen hom en Potgieter was. Inteendeel, mense suggereer dat hulle minnaars was. Right. Hoe sou hy nie geweet het, Potgieter is besig met foul play met polisiemanne nie? En dit bewys weer eens wat ek gesê het nou net van die kinders wat hy ondersoek het of mee gepraat het as 'n sielkundige. Korrek. En daar's geen bewyse dat hy ooit 3 jaar op universiteit was vir 'n sielkundige nie. Hierdie ou het alles gefeik en gelieg. Hy was nie. Hy het hom inderdaad volgens beëerde verklaringe wat ek in my besit het, voorgedoen as 'n sielkundige. En hy het inderdaad kinders, jong mense, behandel deur hulle hypnotherapie te gee. Hypnotiese, ja. Right, en die subject matter van hierdie saak waarna jy verwys, die ene wat in Pretoria Noord is juist dit. Die klaar daar beweer, dat toe hy nog minderjarig was hy betrokke by die modelskool gewees, later sou Johan dan hom na sy spreekkamers toegevat het. Die kind het probleme gehad, ek gaan nou nie te veel daarvan sê nie, en hy het dan hypnotherapie op die kind toegepas, hoewel hy ook vir die kind beloof het allerhande wonderlike goed wat in die toekoms met hom sou gebeur, sou hy dan nou byvoorbeeld uittrek en sekere ontug met Johan pleeg. Dis die beweringe wat hierdie kind maak. Weereens, ons sê dit uitdruklik mense, dis beweringe, maar as julle nou later in live hoor, gaan julle gaan sien, hier is altyd beweringe. Julle sit met 'n persoon met 60 plus sake wat gekoppel word aan hom. Julle sit met 'n persoon wat net nimmer eindigend besig is met die seksuele, net nimmer eindigend besig is met seks rondom kinders, net nimmer eindigend besig is met kinders. Hier's 'n baie duidelike patroon. Ja, ek sukkel hierso om te lees en met hierdie bloody screen. Ja, hierdie is baie interessant as ek teruggaan na daai sielkundiges. As ek sê mense, dis nie snert nie. En wat hy doen is hy lag almal af en sê dit is 20 jaar terug is oud. Mense, enige kindersake of enige ernstige misdaad, daar is nie 'n verjaarsdag op hom nie. Hy lê oop vir altyd. Tot 80 jaar oud kan jy hy saak weer of 'n saak gaan open. So hierdie ou is baie glad met sy bek. Ons het dit agtergekom ook en veral nou met 'n dame wat so aangeval word. Jy weet hy's gou op pad polisiestasie toe. Wag, hier's 'n oproep. Die brigadier het my nou gebel. Jy's die prokureur, hou gou aan. Dit is alles intimidasie. Niemand bel daai ou nie, maar die ou aan die ander kant skrik so die gewone ou wat nou nie van die wette en goed weet nie. Heer, hierdie ou praat met 'n brigadier in die polisie, laat ek eerder terugsit, laat ek eerder my bek hou. In die meantime lief hy, niemand het hom gebel nie. So moenie val vir hierdie ou se intimidasie nie, want dis waarop hy leef. En om hom te gaan sleg sê help nie, want hy leef op negatiewe publisiteit, hy geniet dit. Hy wil in die nuus wees. Maar ek dink na hierdie naweek, dink ek gaan meneer John Melvin op TikTok wees. En as hy nog op TikTok gaan wees, gaan hy fucking stupid wees. Potty, ek wil vir jou staf, en miskien gaan ek jou laat skrik as ek dit sê. Ek sit met 'n sogenaamde mediese verslag uitgemaak onder die hand van Joan A. Melvin as psychology en, laat ek net goed daai, ek verstaan nie lekker wat daar staan nie, lifestyle counselor. Ek weet nie wat is 'n lifestyle counselor, whatever dit is, maar hier staan baie duidelik. Psychologist en lifestyle counselor. Onder sy hand is 'n mediese verslag vir 'n persoon uitgereik waar sekere aanbevelings gemaak word. As 'n sielkundige. Hy was nooit, hy het nie eers sy studieslaag gemaak nie. Hy was nooit geregistreer by die mediese raad nie. Met ander woorde, reeds op daai stadium, ek sal gou kyk of hier 'n datum op is. Reeds op daai stadium het hierdie ou homself al begin skuldig maak aan ernstige bedrog. Dis nie klein geld hierdie, dis ernstige goed waarmee hy besig was. Ja, toe moes hy al in sy 20's gewees het nog, as 'n jong man, hè? Verken nie hoe 'n pot maak van ou,
Hoe Leonie vra dat julle miskien vir Trendy Wendy ook 'n mod maak om te help met die Okay, ek doen dit gou. Okay, praat julle gou, ek is net gou hier so nou met my vingers besig. Ja, wat maak jy Potty? Daar so sê. Okay. Maar Potty, jy wou ook gepraat het van Wakatula. Wat weet jy daarvan en wat het jy nou al uitgevind en watter vrae wil jy daaroor vra? Nou by julle. Wakatula, wat het ek op hulle? Ekskuus Potty, ekskuus skuld. Ek gaan uitklim hoor. Julle comment sections is belaglik. Maar julle moet 'n lekker aand hê. Dankie Skalk. Ek wil asseblief daai recording hê hoor. Dit gaan help met my damages claim op hierdie saak hoor. Dis reg. 100% Christian. Ek gaan vir jou DM hoor Christian. Ja, ek probeer blok so ver as wat ek kan. Ek vat nie nonsens van die mense nie. Waar was ons nou Wakatula? Okay. Ons is verby Melvin Production. Nee, ons wil weet, ek sien hy is so nou neergeskryf. Die catering, wat het van die catering besigheid geword en die extras wat John Melvin en aan Egoli en binnelanders verskaf het. So hierdie ou het hom oral ingedruk, hoor. En alles was met vervalste dokumentasie en snert. Wakatula Wildlife Sanctuary of Wakatula Wildlife Education NPO. Nou word daar gevra, is County Animal Producers of die ander ene eerste? En dan, ek weet nie wat Romai is nie. Hy sal weet. So hy sal hardloop as hy hierdie name hoor, want dit is name wat hy my voorgaan probeer interdik, maar ek krap nog in hulle. Ek het nie regtig baie kennis. Ek weet hierdie Wakatula, hierdie wildkoete. Hy het ek dink soos in gister het hy nog vir 'n wildlife plek op sy Facebook 'n link geshare vir donasies. So hy is nog steeds in die agtergrond bedrywig met hierdie wildlife goede van hom. Ja. Waarop hy geld insamel. Hy is beslis nog besig om geld in te vorder op Wakatula, ja. Nou, daar met die eerste ronde, waar ek die eerste ronde met hom 'n uitval gehad het, dit was seker so 6 maande terug of so, dit was daai tyd toe hy afgevlieg het Kaap toe en gaan sê het, hy het nou, dis een of ander hondesaak of 'n ding wat hy daar moet gaan bywoon en van Christian en goed. Ek het persoonlik gestuur na die adres van Wakatula toe. Ek gaan dit nou nie vir julle bekend maak, julle kan dit myself gaan kyk. Om te gaan eyeball one of daar enigiets aangaan en daar gaan niks meer aan nie. Daar is nie meer 'n senter nie. So waarvoor hy geld insamel, net hy sal weet. Daar's inderdaad 'n PayPal rekening sover ek weet, 'n PayPal rekening ook nog oop. So met ander woorde, hy ontvang selfs op hierdie stadium nog steeds internasionale geld. Dit is tog maar waarvoor 'n mens PayPal het. Ja, die mense wat PayPal ken kan gaan kyk daar, want ek het geklik op die ene wat hy gegee het, en op die ene wat op hierdie Wildlife se website is. En ek kry 2 verskillende skakels. Nou ek sê nie, hy het sy eie PayPal daar gesit nie, maar iets lei nie vir my 'n klokkie daar met die 2 verskillende links nie. Maar ek ken nie PayPal so goed nie. Okay, ek gaan nou nie weer die sake bespreek waar hy die beskuldigde was nie. Daar was in elk geval net 2 kies van hulle gewees. Op sy kredietrekord lekker maak nie vir my, hy is te stout met krediet nie. Hy het daar so 2 inskrywingkies, 2 defaults teen hom. Ek gaan dit nou nie bespreek nie. Dit is in elk geval, dit is nie in openbare belang nie. So iemand vra hierso, ons moet asseblief weer na die sake verwys wat ons in ons eerste live vir mense aangebied het. Dis inderdaad wat ek nou gaan doen, maar ek gaan nou anders as vroeër vandag, ek gaan nou nie weer vir julle die cash numbers lees nie. Hoekom nie? Julle kan die eerste live gaan luister. Ek het daar die actual cash numbers. Wat is 'n cash number? Dis die polisie se misdaad administrasienommer wat aan elke saak gekoppel word. Het ek vir mense gelees. En ek sal met die grootste graagte vir enigiemand wat hierdie inligting wil hê, dis openbare inligting hierdie. Sal ek hierdie cash numbers deurstuur. Hier is Johan die klaar. Hy's nie die beskuldigde nie, hy's die klaar. Hoekom het ons dit vroeër vandag genoem? Ek het vir Potty gesê, ek sit met 'n baie interessante ding, julle het dit op hierdie voice note ook gehoor, waar Johan probeer hierdie kriminele rekord van hom stuifel, hy probeer dit toesmeer,
en sê nee, die ding is verander, nee, dit. Maar die hele of die grootste gedeelte van hierdie kriminele rekord bestaan uit waar hy net eenvoudig die klaar is. So met ander woorde, dit reflekteer mos nou nie sleg op hom nie. As iemand vandag my kriminele rekord gaan trek, en julle kan dit maar doen, sal julle vind daar, ek was nog nooit in my lewe skuldig bevind aan enigiets nie. Maar ek was die klaar gewees in 'n klomp sake. Right. Maar dit reflekteer mos nie sleg op my nie. So ek verstaan nie hoekom hy die ding toegesmeer wil hê nie. En toe ek net die storie bietjie meer in detail begin bekyk, toe kom ek agter hier's ook patrone wat jy nie kan miskyk nie. So ek gaan vir julle die sake noem. Ek gaan weer eens, ek gaan nie elke keer nou die saaknommer, die cash number sê nie, ek gaan net vir julle die saak noem, maar hierdie slag gaan ek vir julle ook lees as daar besonderhede by die diefstal is of die uitspraak van wat gesteel was, want julle gaan dadelik ook die patrone optel. Okay, iemand vra ons moet ook weer die voice note van Mike Bolley speel. Goed. Nou voor ek die kriminele rekord lees. Botti, maak asseblief vir Minkie ook net mat vir nou. Okay, laat sy net gou hallo sê, laat ek sien wat die ene dit is. Want ek is nou so bedrywig hier om boksies uit te gooi vir Afrika. Maar gaan jy aanskalk, ek wil net kyk hier gou vir Minkie. Die mense wat negatiewe goed hier sê, is hier om die waarheid te verdoesel. So julle maak julle self skuldig om 'n krimineel, want Johan is 'n krimineel, om 'n krimineel te probeer whitewash. Dis hoekom julle hier kom sit en haat in hierdie comments. Okay, ek sê dit vir julle direk. Right, kom ons kry gou daai voice note. Okay, net weer die konteks. Julle het nou op die voice note wat ek net gespeel het van Johan, het julle gehoor hoe spog hy werk saam met Mike en hulle is eintlik saam in 'n span, al daai goedjies. En 'n gegeewe persoon het toe vir Mike gekontak hieroor en vir Mike half uitgedaag gesê, maar hoor hier, ons wil dan nou ook sake teen Johan maak. Ons wil sake by jou kom aanhangig maak. Jy het voorheen net jou operasie teen hom gehardloop, maar nou hoor ons jy werk eintlik saam met hom. En toe het Mike daarop gerespond. Ek gaan gou vir julle weer dit laat luister. Hier respond Mike Bolley daarop. Kan ons net gou vra, mense tap en share vir ons asseblief, laat ons ook kyk vir 100,000 daarso. Okay, right, ek gaan nou gou vir Mike speel. Wat dink jy doen mense wat jy weet mos. So jy weet mos dit is so. Jy weet dit is mos wat hy doen. Dit sou raar wees as hy dit nie doen nie. So jy weet hoeveel keer word my naam oral betrek en misbruik. Nou, hier's die ding, ek reageer nie. Glad nie. Al het almal al deur hom gesien en wie ook al dit doen. Hy's nie die enigste nie. Hou rekord van alles. Op 'n stadium pas dit net alles in die projek. Okay. 'n latere boodskap van Anthony Boucher. Wie is Anthony Boucher? Hy is die hoof van Mike Bolley se cybercrimes eenheid. Daar was hom ook uitdruklik gevra, maar wat is julle situasie met Johan? Want Johan sê julle werk saam, julle doen self sake, daar selfs moordsake, julle het gehoor, Johan het sommer moordsake opgelos en ek gaan nou nie weer die hele lang ding lees nie, ek gaan net vir julle die relevante gedeeltjie lees. Verhouding, beskerming, okay. Daar's geen samewerking oor die inkomste tussen ons en Johan nie. Hy is net soos jy, 'n lid van die publiek, wat ons soms kontak met inligting of 'n saak wat gedoen moet word. Daar is geen voordeel, verhouding of beskerming van ons teenoor jou of hom nie. So met ander woorde, dis duidelik, as hy beweer, hy werk saam met Mike Bolley, dan lieg hy blaatant daaroor. So dis baie duidelik. Okay, ek gaan gou vir julle begin lees. Dis nou die kriminele rekord, en dit is waar Johan 'n klaar in die saak is. En ek gaan hierdie keer, ek sê weer, luister wat gesteel word by die 5 sake. Okay, Pretoria Noord het ons, kom ek draai net enetjie aan, hierso begin dit. Goed, Vierdabrug. Hierso is fraud, en dit het gegaan oor business something, iets van 'n besigheid, dit was Vierdabrug gewees. Dan is hier Linden, Theft General. Ons kyk wat hy hier gesteel het, of wat hier gesteel is. Cellular Telephone, Samsung en SGH D820. Ek weet nie of dit 'n beskrywing van die telefoon is nie. Dan is hier Theft General, Business Area, volgende gesteel, Cash,
fax machine, video machine. Dan is hier Sunnyside, kom ons kyk nog 'n Linden. Hier is weer malicious damage to property. Ongelukkig omskryf hulle nie wat nie. Dan is hier wat is dit nou my skat? Nee, sorry, lees het gedaan. Ok, dis reg, ek gee nie om Hannes Lottering se moer, hy kan maar luister tot hy blou is, ek wil hê hy moet hoor. Want Hannes Lottering, die pedofiel van Parys, is mos die grootste maatjie van Johan. Inteendeel is hy wat vir Johan mooi opsteek om al Johan vir Johan om al sy goeie teen my en Leonie te doen. So ek wil hê Hannes Lottering moet luister. Okay, other offenses connected to order and peace, nee, kom ons kyk gou, ek soek nou spesifiek vir julle die inside dwelling. Terwyl jy daar soek skalk, mense julle moet oplet ook. Jean sal mense aanval. En dit is nie 10 minute nie, dan gaan hy oor na kinders toe. Daar's altyd kinders betrokke waar hierdie oues moet aanval. Altyd. Hy kan nie kinders uit sy mond uithou nie. En 'n interessante ding wat nou die aand gebeur het, is hy het Marielies se seun beskuldig dat hy 'n naakfoto van homself gestuur het. Toes dit, ek dink Rihanna was baie skerp op daai foto wat hy toe gepubliseer het, maar hy het nou die trilletjie toegehou. Toe sê Rihanna, daar kyk haar, dit is nie 'n WhatsApp nie, daai kom van sy foon se folder uit. So dit is alles images wat op sy foon lê. Hy het al hierdie gemors op. Ek wil 'n voetnoot Dan sê hy, dis wat dan wil hy voorgee, dis wat kinders vir hom stuur. Ja, ek wil 'n voetnootjie daarby maak, want ek wil terugkom daarna toe, maar ek wil nou nie my ding hier so onderbreek nie. Ek wonder of Johan besef dat die blote besit van enige pornografiese materiaal van 'n minderjarige of oënskynlike minderjarige is 'n kriminele oortreding. So die aand toe Johan sê, 'n kind, 'n minderjarige seun, het sy tollie vir my gestuur, of iemand het die tollie van die seun vir my gestuur. Ek sit met dit op my telefoon. Moer toe. Hy eintlik reeds erken, hy het homself skuldig gemaak aan 'n oortreding waarvoor hy jare kan tronk toe gaan. Johan is hier bewus daarvan. Jy mag nie 'n kind pornographic images of videomateriaal van 'n kind op jou telefoon hê nie. Dit per se is klaar 'n kriminele oortreding. Ek dink jy weet dit nie, Johan. Okay, ek gaan voort. Theft General. Nou onthou nou wat ons nou voorheen gelees het. Okay, nou is dit hierdie keer weer cellular telefoon, Motorola Cell, en hier was dan sommer motors ook gewees. Motor vehicle, white Mazda MX-6. Kom ons kyk. Dit was ook theft gewees. Dan is hier weer inbraak gewees. Ongelukkig sê hulle nie wat gesteel is in die inbraak nie. Dan is hier weer 'n burglary, broke window, weer eens, hierso is, wat gesteel is, onder andere 'n lawnmower. Dan is hier nog 'n theft general, wat gesteel is purse, wallet, bankcards, driver license en business cards. Okay, dit klink of dit nogal 'n diefstal kan wees, 'n gewone diefstal. Dan is hier urban area sundry, okay, nog 'n theft, dis computer equipment, laptop, en theft general. Dan is hier nog 'n computer equipment, laptop. Ek dink dit verwys na dieselfde saak. Dan is hier 'n volgende ene, weer business area of business district. Was daar ook 'n voorval, hulle sê nie wat gesteel is nie. Okay, dan is hierso air conditioner. Wie op aarde steel 'n air conditioner? Is blykbaar gesteel. Dan is hier, okay, hierdie is nou weer die assault sake teen hom, of waar hy klaar was, skies tog, ek sê verkeerd. Kom ons kyk, mooi nooi, okay, weer theft, hierso is dit weer cellphone, yes, dan is dit, ja, ek verstaan nie hier was iets baie interessant, theft general, animals, unmarked, grey, monkey. So iemand het in Mooinooi, na bewering, sy aapie gesteel, 'n grys aapie. Nou hier's aan mekaar stories oor Johan wat apies en honde en hierdie goed sommer maar net by mense gaan vat. Hy konfiskeer dit nou kamstig, hy redkastig die diere en dan maak hy hulle nou groot.
of hy neem hulle in veilige bewaring, maar dan hoor ons baie kort daarna, dan is die aapie of die hond of wat ook al, wat gewoonlik van redelike groot waarde is, of dood of weg of verkoop. So ek het my eie siening oor wat daar kan nie gebeur is, maar hier was duidelik dan, dis in 2018 gewees, iemand het sy grys aapie gesteel. Dan is hier nog 'n burglary, ek wil net kyk of hulle sê wat gesteel is. Nee, unknown. Nou hier is weer 'n lawnmower gesteel. Ek wil gou kyk of dit dieselfde saak is. Die mense wat so vra hier van insurance, let wel, hy het toe ook op 'n stadium by Outsurance gewerk. Ja, in hierdie tydperk was hy beslis iewers te maak met die versekeringsbedryf. Hier is nog ene. Okay, nog 'n inbraak en nog 'n huis of nog 'n diefstal. Household appliances, TV, video, CD shuttle, sofas, sinks, etc. So met alhoewel hulle sommer die huis gaan leegmaak waar hy daar op daai stadium in Brixton gewoon het. Dan stab with knife. Okay, hier was nou weer skade aan een of ander iets wat hulle gebreek het by hom. Los dit nou maar. Dan is hierso ook weer motor vehicle. Drive motor vehicle. Dit is daai ene van die padongelukke voorval. Dan is hier. Is die Alvin? Ons sal nou kom by die Silverton ene. Inteendeel, Alvin, as jy wil inklim rondom die Silverton ene, as ek by Silverton kom, dan gooi jy vir ons 'n request, anders sal ek dit sommer self hanteer, hoor. Okay, hier is nog Theft General. Hier is weer gesteel clothing, body shirts, wit goud ring, CDS en dan something 7200. Ek is nou onseker, dit klink ook weer soos 'n selfoon. Dan volgende enetjie, nog 'n theft. Tools, 2 drilling machines, 2 soldering irons and tools. Hoekom op aarde sal Johan swaar gereedskap van sy eie hê? Ek het nie sulke goed nie. Nog ene, electrical appliances, electrical equipment, en dan weer iets van 7600, ek weet nie of dit miskien 'n kode is nie. Dan is hier nog ene. Onthou, hier is nou alles verskillende thefts en huisbrake wat hy geregistreer het by die polisie, waar hy sake gemaak het. Hier is nog ene. Television, Samsung TV. Dan is hier nog ene, okay, wacht, dis hier common assault. Nog 'n item, computer equipment, laptop, printer, charger. Eens kyk gou. Legs damaged. Common assault. Nog ene, stolen, in possession of presumed stolen items. Ek wil net kyk of hulle sê, nee, hulle sê nie wat hy beweerde persoon by hom gehad het nie. Nog 'n diefstal, purse with card, cash and credit cards. So hier stel iemand nou 'n tweede keer som alweer sy goed. Volgende theft, purse with cash cards and credit cards. Ek dink dit is dieselfde, dit verwys na dieselfde. Outside dwelling, okay, hier is nog een common assault. Ja, maar hoor jy, hulle het vir hom getimmer deur sy lewe. Lyk my as hy kop by sy huis uitgegaan het iemand hom gebliksem. Nog 'n common assault. Okay, weer 'n diefstal. Camera, Canon digital en touchscreen. Ek neem aan dit is 'n kamera wat gesteel is. Camera, Canon digital touchscreen, 1.8 megapixel. Weer dieselfde. Selfde stal, wat het hier gebeur? Dit was hier weer 'n brug ene. Nee, dit was ook iets anders, nie diefstal nie. Hierso nog 'n diefstal, jewelry diamond ring. Okay, hier het iets gebeur by die Game Store in Littleton. Okay. Daar is weer 'n cellular telefoon in Nokia, ook Theft General. Theft of motor vehicle, volgende een, motor vehicle en motorcycle.
Hier is weer 'n burglary. Hier is clothing gesteel. Theft of motor vehicle, dit sal dieselfde ene wees as voorheen. Common assault, hier is weer in 'n business area, wat het hier gebeur? Theft general. Medicine, hier is medisyne gesteel. Burglary het business, niks, ek kan nie sien wat hier gesteel is nie. Weer 'n assault. Hier is weer cash wat gesteel is. Dis die militêre saak. Ek het toe vasgestel wat in die militêre saak gesteel is. Daar was cash gesteel. Skalk net gou terwyl jy by medisyne is, voor ek vergeet, ek moes dit net nou genoem het. Lipogen, julle wat nou hierdie goede ken, is 'n spuite wat aan Mankou behoort. Lizet is die eienaar, hy claim dis syne. Is Lizet nie die vrou wat hom nou weggejaag het nie? Ons kan dit nou bespreek, Potty. Ek wil onthou net van hom. Ek wil vinnig hier hoor. Okay, dan weer 'n diefstal. Nou is dit weer 'n fridge, washing machine, washer, television, computer equipment, laptop, printer, Canon laptop, Canon printer, clothing, various shoes and clothing, sundry items, furniture, desk all, microwave. So met ander woorde, elke keer, mense, ek kan vanaand, hier is nog lyste. Hier's 'n patroon wat ons waarneem, dat hierdie ou tientalle theft en burglary sake het. En elke keer is dit hoë waarde items wat gesteel word. En die eerste keer toe ek na hierdie goeie gekyk het, toe sê ek vir myself, maar but why would this happen? Hoekom sal dit gebeur? En wat ons in die eerste live ook gesê het, hierdie sake word nooit toegemaak en afhandel nie. Why would this happen? En almal kom tot dieselfde konklusie. Hierdie het te doen met versekering. En wat dit nou nog meer spesieus maak, daardie selfde tyd was hy baie beslis betrokke in die versekeringsbedryf. Hy het ook gewerk op 'n stadium vir Outsurance. Ons het die werksbevestiging rondom dit ook gedoen. Ek het in die eerste live gesê, ons gaan hierdie goeders moet bekyk. Ons gaan moet uitvind hoekom dit is dat Johan Melvin met hierdie tientalle sake van theft en inbrake en huisbrake sit, hoëwaarde goeders, was hierdie net eenvoudig 'n stint van versekeringsbedrog of wat ook al hier gemaak is nie. Gee saaknommers asseblief, gaan luister my eerste live. Okay. Hier is iemand wat die saaknommers vra, gaan luister my eerste live, is slag gelaai. As mas nommers en al hierdie goed. Okay, Potty, wil jy hier so inspring? Ja, ek soek gou iets, maar ek wil net terugkom na daai inspuitings toe, die Lipogen, 'n spuite wat aan Macnou behoort. Lizet is eienaar, is die Lizet nie die vrou wat hom nou uitgesit het, want hy het geclaim dis syne. Is dit? Ja. En dan is daar ook Ruma, is velsorgprodukte, wat hy as syne bemark het. Ons die vraag nou, waar is dit nou? Maar hy wil ander reekse afbreek. Wil Alvin, gee dit vir my aanduiding of jy gou vir ons wil kom vertel van die huisbraak in Silverton. Dis waar Johan by mense ingewoon het, en toe was daar 'n huisbraak gewees toe die mense nie daar was nie, maar Johan was daar. Wil jy inklim en wil jy vir ons meer besonderhede oor dit gee? Jy kan net gou hier in die comments vir ons sê ja of nee. Nee, ek kry nie respons op hierdie stadium van Alvin nie. Alvin sê vir my dat hy hierdie geval ondersoek het. Dis Alvin van Vuren. Dis nou die ouetjie wat Johan na bewering vir Wes opdrag gegee het om te gaan uithaal, te gaan skiet vir R20,000. So Alvin sê dat hierdie geval, dit is 'n geval in Silverton, het Johan ingebly by die mense, hy het ingewoon. En tydens 'n tyd wat die mense nie by die huis was nie, Johan was wel daar, is die huis van die mense leeg gesteel. Hy is skoon gemaak. En Johan het beweer, hy het van niks geweet nie, hy het nie van soute water geweet nie, hy het die hele tyd geslaap terwyl dit plaasgevind het. Alvin het egter in die omgewing, het hy wel 'n getuie gekry, wat in 'n tuin op daai staan gewerk of gestaan het, wat lyk by die hele party waargeneem het.
Elvin is hierso. Ek dink net Boetie kan hom accept. Hy's private. Okay. Alvin, klim gou vir op. Kyk hierso. Hier is hy, ja. Yes, Erna, ons moet hierdie goed reg kry. Daar is hy. As die mense ons Hallo Elvin, ek wil net gou mense vra wat TikTok baie goed ken. Ek het hier so 3 of 4 admins wat alles is gehighlight, maar hulle kan niks doen nie. DM my asseblief en laat weet my waar kan ek kyk vir die probleem. Dankie. Hallo Elvin. Maar goeienaand. Ja, die saak in diefstal is ek het met die eienaar gaan praat of met die bewoners wat daai jare daar was en dit was nie jare terug nie, dit was iemand 3 jaar gelede gewees en John was die aand uit gewees volgens hom, volgens sy verklaring, volgens die ondersoekbeampte. Die huis is toe leeg gesteel en was R64,000 so goed wat daar weg is. John het toe namens die mense gegaan en die diefstalsaak gaan maak en ek het toe deur die forums kyk, toe sien ek dit. Ek het toe na die mense toe gaan kyk. Ek het toe die mense gaan sien en ek het 'n getuie gekry 3 huise verder wat vir my verduidelik het wat die aand gebeur het. So John was nie weg gewees nie, John was wel daar gewees en had wel 'n ligte voertuig ingekom en die huis leeg gedra. Op die of op die verklaring is daar verskeie items, meeste wees soos printers, rekenaars, laptops, selfone en dan gewone meubels. Maar altesamen was het R64,000. Wie die saak gaan lê? Was dit die huiseienaar self of was dit Johan? Dit was John gewees. Hoekom dink jy is dit so? Was dit sy eiendom gewees of was dit die huis? Nee, dit was nie sy eiendom nie. Hy het daar gebly vir 'n rukkie. Hy het so wat hy nog altyd squat by mense. Hy het gesquat by die mense en hy volgens wat ek vir die ondersoekbeampte vir my gesê het John gesê hy sal die verklaring maak omdat hy bewus is van die diefstal en omdat hy dit iemand ontdek het. Okay. Weet jy wat van die saak geword het, Elvin? Hulle het hom afgesluit as onopgespoor, maar daar is nou, ek het kontak gemaak met hulle, so ek glo hulle gaan nou weer oopmaak. Okay, Elvin, nou wil ek vir jou vra. Wat het nou vir ons kwyt geraak? Ons sien nog niks op die recording pages. Sorry. Hier speel ek per ongeluk een van Leonie se voice notes. Elvin, jy moet nou vir my sê oor hoeveel en wat kan jy met ons gesels as jy bereid is om vanaand 'n bietjie oor Johan te gesels? Ek kan baie oor hom gesels, maar tans is daar die moord wat hy teen my beplan het, so ek wil nie graag te veel praat nie. Dit is tans jy maar op 'n sensitiewe stadium. Hulle het klaar telefoonrekordjie me getrek. Daar was wel skakeling geweest tussen die 3 daai aand. So ek wil nie graag te veel praat nie. Maar ja, ek kan baie praat. As die saak oor is, sal ek lewendig gaan en ek sal alles vertel oor die geld wat hy uit my uitgescam het. En hy het 'n default judgment wat hy ook ontvang het as gevolg van die gelde wat hy by my gekry het. Wat hy vir almal vertel het dat dit nie so is nie, maar daar's 'n default judgment toegestaan op die 4de April. En Elvin, luister gou vir my. Okay, want daai is 'n hofuitspraak. Dis 'n default judgment wat in 'n siviele hof uitgegee is. Dis openbare kennis. Dis in intedeel dis 'n openbare belang as ek goed bespreek word. So wat het daar gebeur? Jy sit met 'n default judgment. Met ander woorde, hy was 'n dag voor hy moes in die hof verskyn, het nie in die hof verskyn nie en daar toe in sy afwesigheid 'n bevel teen hom gemaak. Waaroor gaan daai saak? In terme waarvan is dit verkry? Nee, John was in die hof gewees, maar daar is nog steeds teen hom
teen hom 'n bevel gemaak. Hy het geld by my geleen vir Wakatula Wildlife Rescue Center en ek het na 2 maande vind ek uit, maar dit is alles leuns. Dokumentasie is aan my voorsien wat in Chinees geskryf is. Daai tyd het Mike Bolhuis toe 'n verslag losgelaat dat alles pleis is. Ek het toe gegaan en ek het toe die Chinese verslag gaan jy my vertaal en toe was dit nie die waarheid gewees nie en daar is tans gesprek tussen my en Mike daaroor, so ons sal verder gaan oor daai vorms. Okay, maar dit klink dan nou vir my so met ander woorde uitgekom op 'n wanvoorstelling het hy jou so ver gekry dat jy vir hom dan geld geleen het. Toe kom jy nou later agter daar's die wanvoorstelling. Toe sê jy vir hom nee, nou wil ek my geld terug hê. Is dit wat gebeur het? Dis reg, ja, en hy het ook 'n voertuig by my geleen wat ek later die polisie se hulp moes gekry het om die voertuig terug te kry. Okay. Maar toe gaan jy hof toe. Jy dagvaar hom toe nou in die siviele hof en jy vat hom hof toe en jy wen met ek het gedink dis 'n verstekvonnis. Maar hier's met ander woorde hier was 'n volle verhoor en jy het steeds gewen daarso. So jy wen toe 100, ek dink die bedrag is 176.000. Dis wat ek Nee, ja, dis reg. Jy wen toe 176.000 rand teen hom. Dis reg. Want jy sien 2 of 3 weke terug, as dit so lank terug is of 'n bietjie korter, het hy gespog dat daar 'n verstekvonnis teen hom was, 'n default judgment, en dat dit dan nou tersyde gestel is, maar dan is dit ook maar net weer 'n absolute leuen, want dan was dit nooit eens 'n verstekvonnis hierdie gewees nie. Verstaan ek dit reg? Dis reg, ja. Ek en jy het nog daaroor gepraat en ons sal maar kyk maar wat daar aangaan, maar ja, die verstekvonnis is gedoen in John Jemma se teenwoordigheid binne die hof. En hy het nie jy mag appeleer nie, want ek is nie in kennis gestel van enige appellasie van enige aard nie. As jy sê daar was 'n verstekvonnis terwyl hy in die hof was, ek verstaan dit nie, want as die ander party opdaag, kan dit nie 'n verstekvonnis wees nie, behalwe as hulle nooit 'n verweerskrif gelees het nie. Hulle het tot op die laaste verhoordatum was daar 'n prokureur teenwoordig. Maar het hulle verweerskrif gelees hier? Hulle het ja. En dit is toe verwerp. Hoe dit gekom dat die hof dan 'n uitspraak, met ander woorde daar was 'n verhoor en jy het bloot eenvoudig die saak gewen. Is dit wat gebeur het? Dis reg, ja. Ja, want jy sien daar's nie eens meer sprake van 'n verstekvonnis nie. Dan is dit net eenvoudig, julle was voor die hof, die verhoor het plaasgevind en jy het gewen. Want as hy fisies daar was, kan hy nie gaan sê dis 'n verstekvonnis. 'n Verstekvonnis is waar een van die partye nie opdaag. Wel dan het ek die bewoording verkeerd, maar daar is 'n vonnis teen hom vir die bedrag geld. Hy noem dit 'n verstekvonnis. So ek was onder die indruk gewees dat hy nooit eens by die hof opgedaag het. Nee, hy was by elke verskyning gewees. Ja, dan is dit 'n absolute nonsens storie. Want dit wat hy nou spin, ek weet nie of hy dan eers na jou saak verwys nie, maar dit wat hy dan spin, hy sê nee, hy die saak tersyde stel. Nou goed, tersydestelling, het jy ooit 'n aansoek vir tersydestelling van hom af gekry? Glad nie. Ja, nee, dis 'n nonsens storie. So met ander woorde, daai bevel staan. So ek raai vir jou aan om so vinnig as moontlik fisies by die hof uit te kom waar hierdie bevel uitgevaardig is. Vra vir die klerk van die hof dat hulle vir jou die hofleer bring, dat ons daai vonnis teen hom gaan uitvoer. Dat ons maar whatever hy het, dat ons maar gaan oplaai wat hy ook al het. 176.000 rand is baie vir 'n ou wat niks het nie, so ek dink ons moet maar begin 'n beslag lê op sy maatskappye ook. Ja, dit is alreeds maar bespreek. Yes. Wat weet jy, Potty het hierso gepraat van die medisyne goeder. Weet jy enigiets van die medisyne of die middels wat hy verkoop en hierdie goeders, of het jy nie kennis daarvan nie? Ek het nie kennis daarvan nie. Al wat ek weet is dat hy het op verskeie geleenthede 'n dokument van IZ
gestuur en gesê het ly skade as gevolg van die negatiewe plasings wat daar oor hom is. Maar die brief is deur Izet en John Melvin self, nie deur Izet alleen nie, maar deur Izet en John Melvin. So hulle albei het gesê dat hulle ly skade as gevolg van die negatiewe plasings. So hy het homself daar voorgedoen as 'n mede-eienaar van Magno. Nou Potty, dis jou vraag. Potty, vra net weer jou vraag. Jy het 'n vraag gehad oor hierdie Magno of so iets is die company se naam. Vra net weer jou vraag daaroor. Ja, ek het nou daai ene weer toegemaak. Ek sal nou weer oopmaak. Ek wil net sê, nee, hier soos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier's nog 6 maatskappye waar die ou betrokke was, of wat syne was, of waarin hy betrokke was, wat nie op die stadium genoem kan word nie. So hierdie wat ons hier genoem het, wat nou publiek bekend is, is beslis nie die enigstes wat hy gehad het nie. Ek het gepraat van die Lipogen en dan die Romai, is die velsorgprodukte. Ja. Maar die Lizet is die eienaar gewees van die Lipogen spuite, wat aan Magno behoort het, waarvan hulle net die eienaar is, wat hy geklei medisyne. Daar kan dalk ander maatskappye of name onder die Magno naam wees, maar Magno is genoem. Hulle het geen ander naam genoem as net Magno nie. Maar Ek net sien of hy Magno se naam hier genoem word. of was hy 'n direkteur of 'n ding van die maatskappy, Alvin, of weet jy? Ek het geen idee nie, al wat daar gesê was is dat Magno, wat verteenwoordig word deur Izet en deur John, ly skade as gevolg van die negatiewe plasings. Want ek weet op 'n stadium het hy wel 'n harassment saak gewen. Wie was die partye? Was jy een van die partye daarteen wie hy 'n harassment order gekry het of was jy? Hy het nog nooit 'n order teen my gekry nie en met al sy sake wat hy teen my gemaak het hy verloor en hy's in die laaste probeerslag is hy as 'n vexatious litigant verklaar omrede hy sake bring teen mense waar daar geen bewyse is nie. Is net dit is net om jou malicious te wees. Okay, nee, ek wil net seker maak jy praat nie hierso terwyl daar miskien 'n harassment order teen jou is nie, maar daar is dan nie 'n harassment order teen jou. Nee, daar's niks nie. Ja, En John spog die hele tyd dat die mense wat saam in die verhoor by hom was op in die Mbisa saak, almal is skuldig bevind. Hy jok. 2 was nie eers daar gewees nie. Net 3 mense was daar gewees waarvan net 2 skuldig gemaak of nie maar nie skuldig is nie, maar waarvan hulle bevel toegestaan is. So hy jok. Ja, want hy gee voor asof hierdie kriminele sake was en hulle is skuldig bevind. Dis glad nie wat hier gebeur het nie. So hy het beskermingsbevele, hy het harassment sake teen julle gaan maak en soos jy dat reg sê, die regte term is, daar's teen julle is die bevel wel uitgevaardig en teen party van julle is nie. Ek sit met 'n saak, miskien kan jy vir my help daarmee. Want die saaknommer hier is 1206 van 2025, dan is die volgende partye is hier gesiteer. Johan Austin Melvin, Elvin, dis jy, Elvin Jansen van Rensburg. Skus, ek het gesê Elvin van Vuren, jou van is Jansen van Rensburg. Nee, is reg, jy het hom al verkeerd gespel. Wat is jou van dan? Jy maar van Vuren. Is jy van Vuren? Okay, want ek het van Vuren gehad. Dan Adrian Marias. Dit seker dan 'n Adrian Maree. Wie is die trouman of wie is Adrian Marias? Ja, dis reg. Dan Philip van Niekerk, dan Jan Verviers en dan Johannes Jansen van Rensburg. Waaroor die saak gegaan? Wat was hier aan die gebeur gewees? Hy het gesê dat ons moet belaster hom en dat ons hom harass hom. En
al die goed wat hy vertel het van die poging tot moord en al dat goed is alles vals. Dit is nie eens genoem binne in die saak nie. Hy die bevele is net teen 2 toegestaan, waarvan 2 mense glad nie eers daar was nie en die ander 3 is los. Ja, want ek sit met die judgment hier, dis nou juist hoekom ek het vir jou vra. Verskriklike lang uitspraak wat die hof gelewer het. Interessant genoeg in 'n harassment saak, gewoonlik sal dit 'n baie kort uitspraakie wees, maar ek dink dit is omdat hier nou veelvuldige respondente was. Maar John het soveel leuns vertel op hierdie platform asof dit 'n verskriklike groot, helse groot saak was en die landros het almal hom gekritiseer. Daar was glad nie so sweets nie. Sy prokureur was so stil gewees, sy het nie eens 'n woordjie maar gepraat nie. En hy sê sy is 'n bulldog. Sy het nie eens 'n woordjie gepraat nie. Want ek sien hy praat hiervan nommer 2 en nommer 3. Respondent nommer 2 en nommer 3 lyk vir my was die enigste teen wie die bevel gemaak was. Ek wil net goed terugblaai daarna toe, na die bladsy 1 toe. En nommer 3 en nommer 5 was glad nie eens by die hof gewees nie. Ja. Kyk, so 2 en 3 blyk dan te wees Adrian Marias, Adrian Marie, dit sal dan seker trouman wees en Philip van die Kerk. So lyk my die bevel is toe nou net teen Adrian Marie en so jy's dan sogenaamd onskuldig. Kom ons gebruik sy terme. Jy's dan onskuldig bevind aan harassment by daai saak. Ja, en hy die hele platform vol. Jy skuldig bevind. Al 5 was skuldig bevind gewees in die hof. So hy lieg blaatant oor dit. Hy lieg blaatant en hy is ook toe sommer verklaar daarin dan as 'n vexatious litigant omrede hy heeltyd sake bring met geen bewyse. Ek wil gou kyk for these reasons now order will be made in respect of costs. So die hof sê hy gaan nie in respect of first, fourth and fifth respondent, the application is dismissed. Met ander woorde, dit word van die hand gewys. Right? En dan in kan ek net vir u sê, Jan het net 3 woorde gesê en sy saak is verby gewees. Hy het net gesê, it wasn't me. Dis al. En sy saak is dismissed. Nou Alvin, ek is baie bly jy het nou vanaand hier in die boksie ingeklim, want soos ek dit gehad het, hoe ek nou vir Johan luister, hoe hy nou spog van almal wat mekaar onder die bus gegooi het en almal wat nou skuldig bevind is. Met ander woorde, hy lieg nog blaatant oor dit ook. Ons almal is nog vriende. Julle is nog almal vriende in die agtergrond. Hierdie man, ek kom net agter as hierdie man se bek oopgaan, lieg hy. Dis so eenvoudig soos dit. Hy lieg. Net soos hy oor hierdie ding van Christian gelieg het. Ek meen, later toe hoor ons, dis nou jy wat Elvin is, ek wat is daai vrou se naam? Lizelle, né? Lizelle. Ja. Sy is betrokke, Christian is betrokke. Ons het nou almal saamgewerk en saamgestaan saam met Wes Roo om nou die saak van Johan te laat verdwyn. Wat is jou opinie daarvan? Wat dink jy daarvan? Wel, elkeen het sy opinie en ek glo meerderheid van die opinies is die man maak net stories op om homself in 'n goeie lig iemand te stel, maar regtig alles dis vals. Dit is regtig nie waar nie. Maar jy bevestig nommer 1, die R176.000 bevel staan op hierdie stadium nog sover jou kennis trek, want hy sê dit was tersyde gestel. Jy sê daar was nooit aansoeke vir tersyde stelling wat vir jou gestuur was nie. Niks nie. Ek kan wel praat oor die ander saak, maar ek weet nie of ek dit moet doen nie, maar ja, dit is oor die ander ene wat op dieselfde dag plaasgevind het. As dit die ene waar is 'n mondelike getuie gehad, is dit daai saak. Jammer, sê net weer jammer, iemand se dis reg. Ja, nee, hulle gooi vir potty geskenke. Ja, baie dankie julle. Die ander saak waar jy verwys is dit waar Wes die getuie is. Wes Roo die getuie. Nee, dit is die ander ene wat nou tans is, maar die ander saak wat op dieselfde dag as myne was met die default met die default adjustment waar John
wat toen het 'n reëling gemaak het met een van die klaars vir inligting. Vir inligting. Ons kan. Okay, die rede hoekom ek vir jou gestop het, Alvin, ek wil net nie jy moet op hierdie staan, maar ek dink nie dis wys dat enigiets nou oor die saak van West die getuie is. Nee, ek praat nie daar. Ja, daar staan is die ondersoek uitstaan. Ek wil op geen manier wil ek daai ondersoek beïnvloed of gesien word beïnvloed of enigiets van so aard nie. Maar die ander saak, ek het amper van my stoel afgeval toe ek hoor wat daar gebeur het. Verduidelik vir ons, wie is die party daarso? Jy het maar net hierdie goed waargeneem, so jy kan dit maar net vir ons kom vertel. Wie is die partye daar en wat se deal is nou met Johan gemaak oor die saak? Ek was daar gewees. Ek en Loukie Geldenhuys se saak was op dieselfde dag gewees. Loukie Geldenhuys se saak was gewees vir laster. Loukie het die saak gewen vir R250,000. Adjustment was gelas. Alvin, stop goed daar. So Loukie, dis nou nog 'n ander persoon. Maak toe 'n saak saam met jou teen Johan vir naamskenning en julle wen weer teen hom. Ja. Hoeveel rand? R250,000. Vir R250,000, ja. Mooi. Okay, gaan voort. Die adjustment is toegelewer. Ek hoor toe na die tyd dat Loukie met John saamgesweer het dat Loukie die saak sal laat vaar of die judgment sal laat vaar as John vir haar inligting gee oor Marlies Lloyd. Wow. Nou ek dink ons kan dit maar bespreek. Nou die bewering is waarmee Johan rondhardloop of wat daar meer rondgehardloop word. Johan is een van die mense. Is dat Marlies hulle na bewering en Marlies jy sit in hierdie live. Ek sê nie jy het enigiets verkeerd gedoen nie. Maar dat Marlies hulle deel was, jy hoef nou nie die naam van die ding te sê nie, van 'n Ponzi skema. Dis reg, ja. Dis nou die inligting wat nou verkoop is aan John in ruil daarvoor dat die 250,000 judgment nie teen hom afgedwing word nie. Dis reg, ja. En dit gaan ook blykbaar oor 'n Minamoo account wat deur Marlies Lloyd en John Melvin gehardloop was. En volgens John was sy eintlik die eienaar gewees van die account. So John het nou daar 'n deal gemaak met Loukie en gesê hy sal alle inligting gee oor Marlies vir die judgment om nie plaas te vind nie. Om nie uit te voer nie. Ja, so met ander woorde, Loukie voer dan net nie die judgment uit nie en in ruil daarvoor gee Johan dan nou gee Johan dan nou vir Loukie die inligting. Dis reg, ja. Wat wil Loukie met die inligting maak? Sover wat ek weet is daar tans 'n saak tussen haar en Loukie. Okay. As sy is, kan sy dit net beam. Nee, ek wil nou nie vir Marlies intrek nie. Kom ons aanvaar. Maar dit is so. Daar's beef tussen Loukie en Marlies en Loukie gaan en hy maak nou 'n deal met Johan. Hy sê Johan, okay fine, ek sal nie 250,000 jou afdwing nie, maar jy gee nou vir my 'n klomp inligting. Wow. Alvin, ek sit verstom. As ek hierdie goed hoor, ek kan nie glo waarmee hierdie mense besig is. Hierdie geskam, hierdie geverdoesel. Ek kan net nie glo wat ek hoor hierdie goed nie. Dis incredible. Was jy een van die partye van hierdie saak wat ook deel was van met ander woorde, jy en Loukie het saam die 250,000 gewen teen Johan? My saak was 'n aparte saak en Loukie se was 'n aparte saak. Maar dit was juis op daai stadium waar dit nou gelukkig saam gehardloop het. Ja. Nee, ek sit verstom. Loukie, iemand sê hier onder in die comments, ek sal nie weet die mense, ek hoor hierdie goed vanaand die eerste keer. Ek het verneem, ek weet nie wie is die mense van wie ons hier praat nie. So Johan, as jy in die toekoms wil sê, ek werk saam met die mense, en ons is hierdie moeilike conspiracy teen jou, ek weet nie eers wie is die mense met wie jy almal beef het nie, maar lyk vir my jy het letterlik met die hele wêreld daar buite beef. Ja. Alvin, wie het vir jou hierdie goed vertel? Wie het vir jou hierdie goed vertel van Loukie wat die deal met Johan gemaak het? Ek was in die prokureur se kantore gewees saam met Loukie. Die twee prokureurs
Trouman en daar was nog iemand by gewees, ek kan nie onthou wie dit was nie. En daar het Loukie toe vertel van die saak teen die Marlies en ongeveer 'n paar weke daarna toe hoor ek die volle storie deur Philip. Het Philip dit vir jou gesê? Ja, want Loukie en Philip is goeie vriende. Okay. Philip, wie is Philip nou? Philip, wat is sy Philip vader? van die kerk. Philip van die kerk. Is hy nie ook soos 'n investigator of 'n ding nie? Nee, volgens wat ek verstaan het, maar nou nie meer nie. Okay, maar hy het homself... Hy was op daai stadium mens. Dis nou weer die ou wat betrokke is by Abby, van Wyk se storie, nee? Nee, hy is nie betrokke by haar nie. Nee, glad nie. Maar Philip was ook een wat Johan wou gehad het, Wes moet loop eat. Nee, die inligting was 'n bietjie verkeerd. John het vir Wesley gesê om vir Philip te kontak om meer inligting oor my te kry. Okay, dis waar Philip in die storie inpas. Skus, ek probeer elke speler net in die puzzletjie insit. Ja. Incredible. Potty, wil jy nog vir Elvin goed vra? Nee, ek is verstom. Hier het nou goed uitgekom wat ek eers van geweet het nie. Nee, boy, jy kan my met 'n veer omslaan. Ek sê vir jou, hierdie hoe meer mense, hoe meer praat en hoe dieper ou krap, hoe meer goed kom uit. En ek het die hele hof se wat noem jy dit, die saak het ek op band. Okay. Wel, ek weet nie, ek wil nie goed voorstel nie, maar miskien moet jy en Marlies met mekaar gesels. Miskien moet julle aan 'n tafel gaan. Ek het gesien sy vra in die live, maar weer dit. Ek het gesien sy vra maar weer dit vir my gesê. So ek sal met haar praat, die grootste plesier. Ja, daai het daarom 'n verskriklike goed na haar kant toe gegooi. Dit is dat besluit dit genoeg is genoeg. Yes, nee, want hy haat vir haar en haar gesin en haar man en haar kinders, hy haat hulle met 'n passie hoor. Hy's rabid, hy's rou oor daai mense. En ek het altyd gewonder of dit nou maar net eenvoudig jaloesie hier op die platform is, maar dis duidelik, hier's vlakke van goed waarvan ons nie eers weet nie. Ek het boodskappe en alles ook nog. Daar is al vir my gesê dat ek neem alles op. Dit ongelukkig, dit is ek neem alles op, maak gesaak waarheen ek gaan nie, en ek het alles. Ag, Elvin, ek kan dit vir die mense op die platform op hierdie stadium bekend maak. Ek meen, jy het op 'n stadium vir my kom benader rondom die hele ding van Wes. En ja, daar was allerhande snaaks, so goed as wat jy vir my kon vertel het, van die mens wil dit doen en daai mens wil dat, en ek en jy die volgende van mekaar gesê, die gereg moet net sy pad loop. Daar moet nie mense wees wat later kom sê, hier was 'n braai betaal, en dis net eenvoudig, hier is jou verklaring van Elvin, jy weet wat vir jou gesê is, daar's die recordings, en daar's Wes se verklaring, en dis die saak. Want die was ongelooflik gekarring agter die skerms deur Johan hulle rondom hierdie saak van Wesley ook. Inteendeel, in hierdie laaste live het hy probeer om vir Wesley op die spot te sit. Hy het uiteindelik, sy vraag was baie slim geweest. Hy het vir Wesley gesê, nee, maar Wesley, wie het mekaar nou eers gekontak? Maar jy het my mos eers gekontak. Jy wat Wesley is vir my wat Janus eers gekontak. En gelukkig besef Wesley dit op daai oomblik. Hy besef toe, Johan is besig om vir hom te rook. En julle daai voice note, ek sal nou weer daai voice note vir julle laat luister as julle hom wil hoor. Waar hy na my toe kom en dan probeer hy vir Wesley by my onder die bus gooi en maak asof Wesley die ene is wat nou vir Elvin en vir Johan probeer extort met R20,000. Ek moet sê nou, Wes het regtig tot die party toe gekom, né, met alles. Regtig, ek het nog vir Wes gesê, hy is besig om sy naam in ere te herstel, en as die saak eers oor is, né, en Wesley gaan regtig vir hom 'n goeie naam hê.
Ja, so ons gaan nie die meriete van die ding en daar's in elk geval 'n polisie ondersoek in elk geval aan gaande met die ding. Maar ja, ek was net so geskok geweest toe jy die eerste keer gepraat het daar toe sit soos in, maar ek kan nie glo wat jy vir my sê nie en jy laat luister toe nou vir my sekere recordings en dit soos in ongelooflik. Ek was ook op daai stadium soos vanaand. Jy kon my met 'n veer omgeslaan het. Ek kan nie glo waarmee hierdie mense agter die skerms besig is nie. Hulle sit 'n gun mekaar nie net op TikTok nie. Hulle is actually besig om cowboys en kroeks daar buite te speel en met grove misdaad hulle self op te hou. Mense moet dit besef. Hierdie is nie net 'n sosiale media oorlogvoering en mense wat kak praat vir mekaar op 'n platform nie. Hierdie goed spoel oor in die regte lewe waar mense se lewens letterlik in gevaar gestel is. Ek is John, seker John se gehaatste persoon ooit. Nee, ek gaan met jou stry, ek is. Maar nee, waarskynlik jy. Hy verwys na jou as die man met die spits oortjies of so iets. Ek kan nie Ek bakore en ek het nie eers nie. Genade. Maar dis reg, daar is 'n paar recordings goed wat hy gesê het 'n paar weke terug, so ek het die nodige vorms, ek wag net vir die regte tyd. Ja, nee, ek is heeltemal bewus van wat jy nou sê. Okay. Ouens, Baie dankie. Waar wil julle nog gesels? Ons het nou vir julle uitgelig waar Johan en 'n dokter in 2001 betrokke was met snaakse goed met polisiemanne en bedrog en. Miskien was Johan nou glad nie bewus daarvan nie. Ons gee maar die voordeel van die twyfel. Die dokter wat oorlede is, moontlik aan 'n overdose dwelms en foul play. Ons het vir julle laat hoor alles wat Johan besig was mee vir dekades lank, al hierdie sake wat ons nie lekker verstaan nie, en dan gaan maak hy bedrogklagte en hy huisbraakklagte, theftklagte, die sake word nooit toegemaak nie, ons verstaan nie hoekom nie, ons verstaan nie hoe dit gewerk het nie. Julle het nou gehoor uit Alvin se mond, ek meen, dit is die eerste keer wat ek hierdie goed hoor. Ja, as julle vir my sê, waaroor kan ons nog gesels, ouens? Nee, my bek hang oop. Ek is eerlik met julle, hoor. Ek het nie besef dit is so diep nie. Jy vra baie mense of julle Wes se goed kan speel, maar net seker is net Ek dink persoonlik ons moenie op hierdie stadium, omdat daar op hierdie stadium hier's nou 'n dossier oop en die dossier is nog nie in die hof nie. So ek wil geen manier nie. Kan ek vinnig ek het nogal interessante goed oor hierdie saak van vervalste voice notes en alles, maar dis nie dossier, so ons hou dit maar uit die Ja, daai vervalste voice note, ja, dit is die volgende dag gemaak, want John het toe besef, daar gaan moeilikheid kom. Maar Wes het hom baie mooi afgesit in daai gesprek wat hy daar wou inkom en vir Wes vertel wat gaan aan. Toe sê Wes vir my, wys so na sy oor. Daai was Ek is nie jou TikTok maatjies, jy gaan maak 'n saak. Nou Jean, jy ook wat wil weet waar kom al hierdie inligting vandaan, gaan maak jou saak. Ja, en Wes sê vir hom in soveel woorde, hy sê vir hom, maar as jy dan nou dink jou saak is so sterk, laat die hof daaroor besluit. So Wes, ek stem saam met jou, Alvin. Wes het, he was his own saving grace in die life, maar met 'n klomp ander goeie waarmee homself op 'n positiewe manier gaan verbind het. En mense van Wes het 'n uitstekende life gehou daai aand. Mense kan van Wes net vir die mense sê, ek wil net vir mense sê voor die live nou eindig en ons vergeet. Baie mense vra hulle wil hierdie live gebruik, want hulle gaan hom nodig hê. Ek sal 'n intro op my profile laai môre met 'n skakel na YouTube. Ek gaan niks cut and paste nie. Ek gaan hom net so volledig op YouTube vir julle laai en op Facebook en oral. Ek sal in elk geval ook, ja. So hulle kan hom by Potty sien en hulle kan hom by my ons laai hom op. Hy sal klaar langer as 1 uur. Ek dink ou kan net 'n uur laai, so ek gaan hom volledig. Ek sal 'n skakel in die link sit en goed en hom op YouTube vir julle almal laai sonder om enigiets te cut and paste. Sit hom net so op YouTube. Minkie, as hy iemand is van Christian, 'n moderator van hom, kontak my net, laat ek julle admin maak en kan julle hom sommer vir hom aflaai want hy het ook gevra vir hom. Baie dankie mense. Dankie. Okay, Alvin, wil jy uitklim? Nee, ek is reg hoor. Baie dankie vir alles. Okay, dan is goed. Vir Alvin uit, baie dankie my maat hoor. Dankie hoor. Bye. Hallo Minkie. Goeienaand Potty, goeienaand Skalk.
Hallo Minkie. As hulle die recording wil kyk oor Wes Alive, dit is op my page, hulle is meer as welkom om te gaan kyk. Dit kan ek hom aflaai en saam met hierdie ene op YouTube sit. Natuurlik Potty enige tyd. Want dit gaan gepaard saam, ja. Nee, dis Ja, geen wat probleem. baie sal help, Minkie, wat baie sal help, jy kan met dit vir Potty kan dit net weer vir my aanstuur, dan stuur jy sommer vir hom die hele unredacted live soos jy dit daar het, en hy kan dit dan net so op sy YouTube gaan laai, ek sal dit ook op my YouTube laai, as jy vir ons op so 'n manier wil help. Geen probleem nie, Skalk, ek help enige manier hoe ek kan. Right. Thanks Noentjie man, waardeer. Okay. Is daar nog iemand wat in die kommentaar is wat wil inklim en wat ondervinding het of deurgeloop het onder hierdie ou, julle is welkom. Skalk, hulle vra hierso die hele tyd oor die TikTok huis. Okay, ek wil gou twee goedjies. Iemand vra hierso rondom vexatious frivolous of vexatious, goed. Iemand vra, as dit in een saak beslis is, kan dit in ander sake gebruik word? Ja. So wat julle in die geval, ek sal net weer die hofsaak nommer, waar het ek nou daai goedjies? Okay, ek sal môre sommer net op my wall sal ek net daai hofsaak nommer vir julle gaan post. Ek kry nie spesifiek waar die Landdros se bevinding maak van vexatiousness nie, maar in beginsel ja, jy kan dit by die volgende saak gebruik. Dit is wat gebeur, die hof sê hierdie persoon is vexatious, hy's kwaadwillig. Hier's nie regtig sake nie, maar dan hardloop hy met die sake en hy maak kwaadwillig vexatious sake. Natuurlik kan jy dit by 'n volgende saak gebruik. Skus, wat was die opvolgvraag? Minkie, wat het jy gevra? Jy het gesê mense bly TikTok huis. Hulle vra oor die TikTok huis, Skalk. Nee, ek kan nie sien. Dis my persoonlike opinie. Nou praat ek nie feite nie, nou praat ek opinie. Ek kan nie sien dat TikTok huis meer sal flout nie. Inteendeel, ek gaan vir Elwin help dat hulle daai 176.000 teen enige bates van Johan afdwing. As dit dan TikTok huis is, dan vat ons maar die regte tot daai ding ook. Dankie, Skalk. Ja. Monique vra, Skalk, gaan julle verder ondersoek doen oor die insurance fraud en moord? Wat se moord is dit nou? Het ons Ek hulle verwys na Dr. Potgieter. Ja, ek dink die goed kom hier op die lappe, hoor. Ja, ek gaan nie my veel praat nie. met die Potgieter geval nie. Ek het net die tyd om dit te doen nie. Maar betreffende die moontlikheid van insurance fraud, ja, ek gaan beslis vir die polisie vra. Julle gaan vir my moet verklaring gee van wat hier aangaan, want ek kan nie sê dis insurance fraud nie, weer eens. Ek gaan vir die polisie sê, hier's goeder wat glad nie vir my sin maak nie. Julle gaan vir my moet sê wat hier aangaan. Okay. Hallo julle, hoe gaan dit? Hi Katvis, goed en jy? Hi, Katvis. Katvis, goed, dankie met jou. Kan nie klaar nie. Hoor hierso, nee, kyk, nou na toe hy ons die uitlating gemaak het van net duiwelskinders kry kanker, toe ek ons nou geblok en alles, en toe was dit nou 'n groot storie. Toe het hulle ons nou aangegaan, hy en Abby met my en Lindy, vir fucking weke lank, met 'n klomp kak stories, maar dis nie waaroor die gaan nie. Toe ek begin vra oor die TikTok huis, toe word ek ewe skielik geunblok, en ek word die volgende voice note gestuur. Luister gou. Kom nou. Okay, try seker na my foon ek. Dis hy spelers van Abby. Hulle sê dit nou nie. Hulle moet gerus draai. Gerus. Ek weet nie of jy meer vertraag jy of Chantel nie, maar jy moet 'n bietjie vir Chantel gevra, wanneer het ek jou al gewaarsku teenoor jou? Was dit die tyd wanneer ons beklei het, toe jy die kak aangejaag het teen my, Marlies, of wanneer? Chantel met die R30.000 wat sy gesteel het van Boutiquie moet sy gaan teruggee. Dit is 'n leen daai, wat ook 'n laai wat hy gaan hou het met 'n kak aantuiging teenoor 'n vrou wat actually 'n fucking besigheid het, so dis nog 'n vrou. Dis die enigste vrou wat hy gesê het, is 'n kakma en haar kinders moet weggevat word en sy drink te veel pille, met inligting wat hulle vir hom gegee het toe hulle op hierdie Laipagon spuite was, maar die inligting was vir Z gegee, maar okay. Wag Katvis, wag eers. So hy spuit die mense in met hierdie Laipagon goed, en dan as hulle in 'n delirium is, dan praat hulle goed en dan gebruik hy die inligting teen hulle. Is dit Nee,
jy gee 'n lys mos nou van jou medikasie wat jy gebruik. Ja, Dan kom hy op live soos hy sy moerstrip. ja. Dan sê hy dan noem hy jou 'n pilkop en jy's dit en jy's dat. Hy het dit met Twanet gedoen en dan sê hy ja, maar hy het nie toegang tot die inligting nie. Maar okay, maar anyway. Okay. Maar dit was 'n valse bewering teen Chantel Kotse, Red Door Creations. Hy gee nie om haar besigheidskade te maak nie. Dit pla hom fokol. Maar hoor nou hier kom ek. Kyk maar, julle nou nie net ophou hek nie, guys. Sien snaaks, my foon doen dit nooit nie. Plant nou 'n virus op julle devices. Julle moet nie vir my befok maak nie. Baie mooi luister. As ek nou weer my TikTok huis of my besigheid uit jou bek uit hoor, bring ek vir jou hof toe en ek kan dit op 'n live doen. En ek sal vir jou besig hou in die hof. Okay, maar die TikTok huis is public knowledge. So ek weet nie hoekom ek nie daaroor gevra het nie. Soos wat ek al die ander besig gehou het tot jy jou poes sien. Hoor jy wat ek vir jou sê? Soos wat ek al die ander besig gehou het tot jy jou poes sien. Jy beter my naam met jou mond uithou. Jy's nie my klas nie, jy's nie op my vlak nie, nie jy of jou vriende nie. Okay, so rek nou wie jou bek oor my of my besighede, dan wys ek jou wat doen ek met jou, hoor. Dan kyk ons of jy regtig die geld het om so rond te dans. Ek beloof dit. Ek is bly hy het die geld om rond te dans, dan kan Alvin mos sy geld kry. Maar ja, dit is maar my ondervinding met hom. Hallo? En sy besighede. Hallo? Nee, wag nou net bietjie. Hallo, ek's ouma Elsie, hoe gaan dit? Goed, dankie met ouma. Hou net so 'n oombliekie aan, hoor. Ons gaan nou praat. Okay. Wat vis? Okay. Ja. So nee, dis nou maar dit toe ek nou begin vra oor die TikTok huis en ek die ander ouetjie wat ook saam met hom betrokke is, die T-crew, het my DM gestuur en vir my gesê ja, hy het nie moeilikheid met my nie, maar ek moet asseblief nie oor die TikTok huis praat nie. Okay. Nee, baie dankie. Public knowledge, maar ek mag nie daaroor praat nie. Jy begin die ding is 'n TikTok huis, maar ons moet net nie vra nie, nê. Soos die eerste Jy mag eerder iets doen, jy mag net nie vra of nee stem in die verkiesing nie. Jy mag ja, maar soos TikTok huis 1 wat van 'n paar jaar terug het Anton en Landman in die live ingekom by Lindy toe hy bevestig dat hy het geld gegee vir TikTok huis 1. Maar nou ja, ek het hy luister, ek het gehoor toe ek ken nie die mense nie, maar 'n ouer man met die naam van Anton Landman het kom sê ek dink dit is R8000 of iets. Ek kan nou nie onthou nie. Dit is 15. 15. Okay. Ja. Okay. Nee. Dis reg. Dankie julle, lekker aand. Okay, baie dankie maat. Hoorie so, Skalk, hier was net 'n comment. Warm patat wou hoor julle mening in verband met die woorde wat hy gesê het, 'n ordentlike pedofiel. Ons het vroeër daaroor gepraat, maar gee julle mening net weer? Ek weet nie wat hy gesê het nie. Patat kan klim, maar ons gaan net nie die P-woorde in so aan besig nie. Miskien moet hy net vir ons kom sê, want ek het gehoor, hy was besig met pedofiele, en dat Marlies se kinders, wat op 'n manier, is hulle betrokke, of een of ander sulke kak. Ek wil dit eers weer herhaal hierso nie, maar sy kan miskien net vir ons kom sê. Skalk, hy het gepraat oor Marlies Lloyd se kinders, toe sê hy geen ordentlike P sal aan haar kinders raak in elk geval nie. Die recording is op my blad en op Twanet se blad. Ek sal gaan luister. Met ander woorde, ek gaan die woord sê. Enige ordentlike pedofiel sal nie aan Marlies se kinders raak nie. Ja, hulle het niks om oor bekommerd te wees nie. Nada. Kom ek speel hom vir julle. Ja. 31 sekondes. En probeer ons as pedofiele uitmaak en nee, julle familie is nog kinders aan die goed. Hy sê jy bek uit maar dit is tot. Bek uit. Natasha Rodriguez. Ek beloof enige ordentlike pedofiels dat definitief vir jou kinders aan maar dit gaan dit net gou vir jou. Wow. Dit is almal veilig, hoor. Ek wil gou vir jou dit sê. Wow. Daar's hy. Wow. Ek het nie geweet mense kry ordentlike pedofiele nie. Jy kry seker 'n ordentlike moordenaar ook, nê. Apparently. Ek neem aan hy mors nie die matte vuil nie, hy gooi plastiek. Nê. Kyk.
Dankie julle. Die implikasie is 'n ordentlike pedofiel soos ek sal nie aan haar kinders belangstel nie. I leave it there. Ja wel, ek meen dit is letterlik dit was op 4 sekondes voor dit het hy gesê julle probeer ons uitmaak of my uitmaak as 'n pedofiel en toe sê hy maar moenie wees rustig, 'n ordentlike pedofiel. So ek weet nie of was dit nou ek meen dit is nou ons bespiegel nou hier, maar ek weet nie of was dit nou 'n confession gewees of 'n erkenning gewees nie, maar ek los dit vir die publiek. Dis in die belang van die publiek soos wat ons mos nou altyd sê, verstaan julle? Dit was 'n Freudian slip. Dit was 'n klassieke Freudian slip. But let's leave it there. Nee, dit is in die belang van die publiek kan besluit rondom hierdie enetjie. Okay. Dankie julle, bye. Potty, dis jou live my ou maat. Hoe wil jy hierdie ding stuur? Wat doen ons volgende? Nee, gaan julle aan my bek hang oop, ek maak net geoop vir my dogter die honde gaan mal. Ek hoor die honde staan in die agtergrond besig. Potty, ek wil net gou vir jou sê, as iemand 'n private account het, kan net die host hulle aanvaar. Ja, Potty sal seker nou kom. Minkie is reg. O ja, hy's nou nie daar nie, maar dit is so. Maar net as mans wat wil inslim. Dis reg so. Potty, al my settings is nou reg. Dit is net dat iemand wat 'n private account het, kan net die host kan daai persoon aanvaar. Okay, moet hulle maar net in die comments sê dat julle vir my sê want ek hou nie die comments dopie. Ja, is reg, ons sal jou sê. Hoor hierso ouens, maar miskien ons wil nie die publiek doodgooi met inligting nie. Ek wil hê mense moet hierdie live kan gaan luister. En ons kan inneem wat ons alles hier gesê het. Ek dink ons kan miskien let's call it quits. Ek dink ons het genoeg vanaand uitgegooi. As iemand na vanaand nog dink Joan Melvin is 'n goeie ou, moet hy sy kop laat lees. That's a long and short of this. Ja nee, dan wil ek net vir elkeen sê duisende dankies vir die gifts. Ek sien net nog al 'n hele klompie ingekom. Waardeer opreg hoor. Baie liefde en dankie, duisende dankies. Daar sê, nou maar toe lekker aan ons. Baie dankie sê ek ook vir almal hoor. Ja, ons gaan in elk geval weer 'n opvolg hê. Veral as ek my hofdokumente kry, dan gaan ek oopgooi. Ja, hy het nou al vanmiddag het hy polisiekantoor toe gegaan hoor, maar ek weet nou nie. Ek hoor so ja. Te gaan wees nie, maar dis maar reg. Maar Jean, ek hoop jy het lekker geluister, gaan maak jou live en dan vertel jy weer hoe Potty maak net tee gemaak en koekies aangedraai. Hoe meer jy van my kwyt raak en body shame, hoe meer gaan ek krap hou pel. En ek het nog goed wat ek kan sê wat ek nie wil nie. Veral van daai 6 maatskappye wat ons nog nie genoem het nie, maar gou vir my en ek gou vir jou. Daar sê. Lekker. Ek gaan uitklim, lekker aand ouens hoor. Ja, sy duisende dankies weer eens. Inligting hoor. Sy nie is reg Minkie. Okay, julle last minute open as julle hierdie 2 gifts van my hierbo kan net volmaak. Ek sien daar's 'n rosie en 'n donut. Dan groet ons. Potty, ek sal al daai goedjies vir jou stuur. Ek sal net my nommer vir jou stuur op DM. 100% geen probleem Minkie. Ja, laat ons hierdie goed bymekaar kan maak. Duisende dankies julle. Ja, laat ek al hierdie goed in een video kan sit. Dit gaan nou 'n moerse lang video wees. Maar YouTube het daarmee spasiebeperkings. Jy laat die ouens kan een keer aflaai en hulle het alles. Yes, nee, ek stem saam. Maar sy nee, dan is die saak reg. Baie dankie vir al die inligting, Potty. Erna, baie dankie julle en as daar een van Christian se moderators is, kontak my net man, laat ek net julle moderator maak dat julle kan download en laat ek my PayPal kan oorbetaal. Hulle is dit ook een van julle. Here Ankel Linda moet my nou nie kom scam nie asseblief man. Laat ek net daai PayPal in my Capitec rekening kan kry, dan sê ons maar mooi aand, ons groet en ons maak weer so. Lekker aand almal. Cheers almal, lief vir julle almal hoor, dankie en tata hoor. Bye. Wat nou?